and amen. Hallelujah, hallelujah. God is good, eh? God is good. And all the time. God is good. Amen and amen and amen and amen and hallelujah. Weet jy, so sing en ek luister en ons gee ag op wat ons sing, jy weet jy, en dit wat ons verklaar, dan maak het my sommer opgewonde, sê ek, maar jy hoef nie te preek nie, maar ons kan net sing. Die verklaring wat ons maak, my God is bigger, my God is bigger, my God is bigger than all my problems, what I cannot see. Yeah. Jy sien, dis waarheid, wanneer jy die waarheid deurbreek in jou gees, en dit vernuwe jou denke, en daai beskutting wat tussen jou en God gestaan het, daai beskutting is weg, weet jy, soos die voorhangsel geskeer het van bo af onder toe Jesus uitroep, dit is volbring, weet jy, en die aarde skud en die rotse skeer, en die hoofman val daar by die voete neer daar van die kruis, en sê, waarlik, hy was die koning, weet jy, en weet jy, mag dit vir my en jou wees, dit is nooit enig of by die Here kom en sê, maar u was, maar ek het dit nooit belewe nie, dat jy God sal beleef in volheid, kind van die Here, en dis waaroor dit gaan in elke gebied van my en jou lewe, volheidslewe, 'n oorwinnende geestelike lewe. Mense, en dis wat die kerk daar buite, dis wat die wêreld daar buite moet sien. Dis wat ons moet sien. So ek wil julle bemoedig vandag, jy weet jy, gryp waarheid vas, bid sê, Lord, thank you for your spirit of truth. Die gees van waarheid wat by in my is hier. En dan praat met God, Heilige Gees. Hy dankie Heilige Gees. U herinner my aan alles wat Jesus gesê het. En toekomstige dinge. Herinner my dat ek nie een woord van Jesus sal vergeet nie. Jy sien, want die lewe is vir hulle wat die woord vind. Kan ek dit weer sê? Lewe is vir hulle wat die woord vind. As jy die woord nie vind nie, dan het jy nie lewe in daai area in jou lewe nie. En dis wat belangrik is. Ouens lewe in oorvloed, maar daai lewe vind ons in die woord van die Here. Amen. 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 Ons is nou al baie lank besig en nou meer ek besig raak, dan kom ek agter, maar ek weet ook nie eintlik iets nie, Kali. Hoe meer ek preek oor die evangelie van die koninkryk en die nuwe generasie, dan besef ek maar, jy weet ook nie eintlik iets nie. Ek weet nie of jy ook so voel partykeer nie, maar dis hoe ek, Here, ek is al amper jaar, seker langer as 'n jaar besig, maar nou kom ek, Here, wat weet ek nou eintlik? Want elke dag spring daar nuwe goeders oop, en sê ek maar, daar's nuwe goeders, maar hoe kon jy dit nie gesien het nie? Dit lê dan oop en bloot daar in die Bybel. Maar daai bedekking, jy sien, net na die honger en die dors in jou gees en jou siel, na daai mate gaan jy openbaring kry. Jy sien, die emosies wek jou net op, ook al jy net vir so 'n rukkie wek die emosies jou op, en as emosies nou weer iets anders te kry, dan is nou weer iets anders te, weet jy. En dis nie hoe dit moet wees nie. Emosies moet nie oor jou heers nie. Ja, maar pastoor, ons is ook maar net vroumense, jy weet jy. Ja, vroumense, ons is ook maar net mans, ja. Nee, ouens, weet jy, dis reg, maar ek wil jou vandag sê, God is groter as jou emosies. Want as jy op die punt kan kom dat jy verstaan, Satan gaan jou emosies gebruik om jou van God af weg te trek. As jy daai waarheid kan verstaan, dan sal jy sê, as die gedagte kom, daar trappe kom vas en sê ek, no, my God is bigger than all this nonsense of you, Satan. Amen. Maar ek wil vanoggend met jou praat nou oor iets wat vir jou belangrik is. Iets wat vir almal belangrik is. Ek moet nou nie vir my vertel, dit is nie belangrik, jy moet nie nou nie skynheilig wees nie.
Ek het net iets gesê, terwyl ek so worship en prys hier die Here werk was, dink ek so 'n bietjie. Wie van julle het al gelieg on behalf of somebody else? Het jy gelieg? Nou ek wil julle 'n woord gee vanoggend. Wat het gebeur met Ananias en Safira? Omdat hulle ooreengekom het om te lieg. Toe sterf hulle al twee. Eerste sal jy geestelik sterwe hoor. Iewers gaan jy, om jy namens iemand anders of saam met hulle gelieg het, gaan dit jou byt. Of dit nou vir die YouTube-kykers is, of dit nou hier in die Parel is vir almal dieselfde. Maar ek wil met jou praat vandag, ek wil vir jou vandag 'n vraag vra. Wie van julle wat na my luister op YouTube, en wie van julle wat hier vir my vanoggend luister in die gemeente, wie van julle het ten minste 3 maande se finansies in die bank? 3 maande se finansies in die bank. So anders as jou budget 10.000 is, dan het jy 30.000 rand weggesit. Wie van julle? Niemand nie. Wel, Letty sê het. Maar ek weet sy het. Sy het my. Nee, sy het. Maar nou vra ek die vraag vir jou, finansies. En nie een van julle 3 maande se finansies in die bank nie. Jamie, nou wat gaan nou aan? Jy sien, ek wil vanoggend met jou iets praat wat jou lewe moet verander. Want jou geestelike lewe sê jy verander, maar jou finansies verander nie. Dan lewe jy net een deel van die vloek is weggeneem. Dan lewe jy net een deel van wat Jesus in die kruis hou. Ons moet volheid hê. 'n volheidslewe. En jong man van 14, jy settle vir niks minder as dit nie. Hoor wat hierdie prediker vir jou vandag sê, jy settle vir niks minder as dit nie. Jy soek volheid. Volheid. Jy sien ons werk met die stelsel en ons het geleer by ons ma en ons pa, van die hand na die mond, pap op die grond. Dis so ons groot geword het. Nou jy kan maar geskiedenis aan kyk en as ek lieg dan is ek jammer, maar ek weet ek lieg nie. Die meeste lotto miljonairs is nie meer miljonairs nie. Die meeste lotto-miljonairs is nie meer miljonairs nie. Weet julle hoekom is hulle nie meer miljonairs nie? Hulle het nie wysheid gehad, hulle het nie geweet hoe om met geld te werk nie. Hulle het nie geleer om met finansies te werk nie, want die kerk leer nie die mense, die predikers leer nie die mense om met finansies te werk nie. Dis waar. Want die meeste predikers soek nie jou tiende en jou offer. Hulle is dom, Kali. Ernstig, hulle is dom. Kan ek jou 'n verhaal vertel? Noem dit maar 'n storie, maar dis waarheid. Oulede om Eleknodee in Leidenburg kom ek daarin. Dis my eerste gemeente wat ek nou die senior pastoor is van 28 lidmate. En ek dink hulle het my net beroep omdat ek my eie huis kon gekoop het.
Ek dink nie so, ek sê nie, dit is so nie. Maar in elk geval, nou kom ek by hierdie gemeente, en nou werk ek die goeders deur van die gemeente. En hoe meer ek dit deurwerk, hoe meer ontstig ek mense, want ek gooi hulle appelkar om. Want hulle is kerksmense, hulle is nie koninkryksmense nie. Okay. Dis skrikwekkend as jy die woord ken en jy stap in gemeentes en jy kyk hoe funksioneer sommige gemeentes. Hoe ouens vir hulle eie bedieningkie veg. Hulle is so onbekwaam soos 10. Maar hulle sit in daai leiersposisies. En al wat hulle maak, omdat hulle in 'n binding is, hou hulle almal wat onder hulle sit in 'n binding. Jy kan maak wat jy wil, dit is Jesus sê dit. Jesus sê vir die skrifgeleerdes, julle deur kruis die hele wêreld, dan maak julle een bekeerling, dan maak julle hom erger as wat julle is vir die hel. Kom aan. Maar nou vir kom in die spesifieke gemeente in Leidenburg, Mpumalanga, is ek daar. En ek werk die en ek kyk ek, want ek het geleer, jy sal nou hoor hoe ek geleer het. Maar in elk geval, nou werk ek dier, en daar is 'n man met die naam van Alec Nodee, hy die slaghuis. Alec Nodee is 'n oud volle evangelie kerk pastoor gewees. Maar toe ek Alec daar ontmoet, is Alec al oor die 70 jaar. Maar hy kom nie na die volle evangelie kerk toe nie, hy gaan na die PPK toe. Maar hy stuur elke maand 'n cheque van R1000 na die volle evangelie kerk toe. Dis waarheid. Jy kan my glo, jy kan my regtig glo. En ek besoek toe ek nou daar kom, besoek ek die gemeentelede, en, want dis tradisie. En nou hoor ek almal se stories, en ek hoor, maar in elk geval, en heel laaste is Alec Nodee. En ek bel hom die Sondagmiddag, ek sê vir hom, Alec, ek gaan net nie wil 'n besoek bring, en hy sê vir my nie, maar jy kan nie, die tannie is seker, ek sê, wow, wat 'n geleentheid. En ek maak 'n afspraak, en ek kan net nie gaan, en so begin 'n verhouding tussen my en Alec Nodee. En hoe hulle dit aan die Mattie my vertel het, hoe arm hulle was toe hulle in die bediening was, hoe sy skoene deurgeloop het, so sit sy kaartbord, karton, sny sy uit, dan sit sy binne in sy skoen. En sy vertel my hoe sy broekspype, daar waar hy deurgebid is, dat werk sy dit met die naald weer toe. So arm was hulle gewees. Maar die Here het vir hom Alec toe begin finansiëel seën buite die bediening. Jy sien. Maar in elk geval, die verhouding begin toe vir my Alec, en toe begin hy kerk toe kom. Want toe sien hy maar hierdie pastoor gaan nie moed opgee met hom nie. Hy gaan nie net aanvaar nie. En so werk ek met hom Alec Nodee, en as ek sê, en hy kom agter hierdie ding. Gerrie Perwer soek nie sy geld nie. Ek is daar om Alec Nodee verder ryk te maak. Maar ek leer ook geestelike, finansiële lesse by Alec. Want jy sien, hy is 'n man van baie wysheid gewees. Hy sou nooit my probeer manipuleer het, of al wat hy vir my sou gesê het, pastoor, dink nie ons moet bid nie. Dan weet ek wat hy vir my wil sê. So het ek agtergekom, pastoor, jy gaan 'n fout maak, bid liewerste. En dit is vir my 'n fantastiese eienskap gewees van Alec Nodee. Pastoor, dink jy nie ons moet bid nie.
sal nie sê jy moet bid nie, hy sê ons moet bid. Dan jy nie ons moet bid nie. Okay, goed. En so het hom eerlik nou deed, toe hy agterkom, maar hierdie is 'n ander man. Toe begin sy tiendes meer word. En in die week as ek hom kry, dat hy altyd 'n geldsakkie, banksakkie, plastiek sakkies, en sy masjien haal, is die pastoor betaal vir ons in. En sê ek, om eerlik, wil jy nie so, dit was sy offer. Nou wil ek, hy moet sy offer bring aan die Here, jy weet jy. Dan sê nee, pastoor, jy verstaan nie. Terwyl dit in hierdie sak is, kan die ander nie inkom nie. En daar het ek geleer om nie vas te klou aan geld nie. Want as jy aan vasklou, bly nie dit wat in die sak is, die ander kan nie inkom nie. Dat is die plek nie. En so die Here my denke verander, vernuwe. Ek wil met jou praat vanoggend oor, ons moet klaar kry met die wêreldse stelsel aangaande finansies. Hoe ons dink. Want jy sien, met wedergeboorte is ons weggeroep uit die wêreldse stelsel. Hoekom funksioneer jy soos jy funksioneer? Jy het dit by iemand geleer. Iemand het jou vertel. En so het jy maar opgegroei, en so leer jy maar jou kinders en so aan, en so aan. En ek wil jou vandag sê, nee, jy moet nou na my kyk. Jy gaan nooit dieselfde wees as jou ma en jou pa nie. Jy is dankbaar vir die fondasie, maar nou gaan jy daai fondasie skuwe, en jy gaan uitstyg en wat God wil hê jy moet wees. En jou ma en jou pa gaan terugstaan en sê, wow, praise the Lord. Praise the Lord. You don't settle for second best. Jy settle nie vir tweede beste nie. Jy settle nie vir tweede beste nie. God het vir jou die beste. En as ons terugkom, ons word uitgeroep uit die koninkryk van duisternis na die koninkryk van God. En as jy koninkryksfinansies verstaan, sal jy agterkom, you got more than enough. Jy het meer as genoeg. Want dis 'n ander stelsel wat in die koninkryk van God werk, teenoor die koninkryk van duisternis. En kind van die Here, ek weet nie van jou nie, maar ek wil jou sê, toets dit maar net. Ek het die afgelope tyd baie gepraat oor Johannes 17, van vers 14, 15 en 16, 17, wat Jesus vir hulle sê, Vader, ek bid nie dat U hulle die wêreld uit moet wegneem nie, maar bewaar hulle van die bose. Vir wie het hy gebid? Vir die wêreld? Nee, hy het gebid vir die disippels. Dan sê hy, hulle is nie van hierdie wêreld nie. Nou, hoe kan hy dit sê? Hulle is dan in die wêreld. As jy soos ek nie van die wêreld, hierdie wêreld is hulle ook nie meer nie. So antwoorde na wedergeboorte, as jy nie meer in die koninkryk van duisternis nie, jy is in die koninkryk van God, en jy kan sê wat jy wil, luister baie mooi, jy bepeins nie die waarheid nie. Baie min wedergeborenes bepeins nie die waarheid. En dis hoekom die Here Jesus sê, hy sê, Vader, heilig hulle in U waarheid. U woord is die waarheid. Kry klaar met die ou wynsak. Jy gooi nie nuwe wyn in 'n ou wynsak in nie. Dit gaan verlore. En ek kan vandag sê, hoeveel wyn het ek al gegooi in sakke hier, en dit is verlore gegaan. Maar jy sien, jy gooi nuwe wyn in 'n nuwe wynsak. Jy sien, Dimitri, dis hoekom ek vir jou kon sê, hey, your life is going to change. Jy gaan nooit weer dieselfde wees nie. Want jou wynsak
vernuwe. Gooi nuwe wyn in 'n nuwe wynsak. Sien kind van die Here, nou sê Jesus, hy sê heilig hulle Vader, hy sê gebed, heilig hulle in die waarheid. Wat is die waarheid? Jy is nie meer van hierdie wêreld nie. Het ek nou 'n alien geword, pastoor? Nee. Jy het 'n Christen geword. Jou beeld, jou gelykenis is herstel na die beeld en die gelykenis van God. Maar jy's in hierdie wêreld, maar jy's nie meer van hierdie wêreld nie. En dis hoekom die wêreld na buite, die koninkryk van duisternis, 'n duidelike verskil moet sien tussen die koninkryk van die wêreld en die koninkryk van God. Why? You become the light, you become the salt of this earth. Wanneer hulle na jou kyk, sien hulle maar, wow, hulle was dit gewees, maar hulle is dit nie meer nie. Nou verklaar jy saam met apostel Paulus wat sê, as jy kyk, die ou dinge is verby, alles het nuut geword. Ek lewe 'n ander koninkryks lewe. En as jy nie die waarheid ken van die woord nie, sal jy altyd terugvoeter na die koninkryk van die duisternis, hoe jy geleer is. Come on, George. This is good preaching, man. You are not the same anymore. Why? You got a new Father and a new kingdom. En ons Vader se koninkryk is daar ander reëls. Nou, daardie waarheid van sy koninkryk maak jou vry van die koninkryk waaruit jy gekom het. En finansiëel. Ek wil nie hoor oor 6 maande, ek het nog nie ten minste 'n maand, 2 maande se finansies nie opgebou nie. Van môre nie na wanneer jy meer is genoeg. En jy kan weggee en jy kan nog kom aan, dit klink goed, nee, maar dis waarheid. Dis waarheid. Is van julle wat hier sit, julle het soveel wysheid nodig, finansiële wysheid nodig, nee. Jy moet omtrent op 21 dae vasgaan om daai wysheid te bekom en te behou. Want jy kan baie geld kry en net chips dit weg. Want jy het die wysheid nie. Jy sien, ons werk nie die stelsel van die koninkryk van God nie. Ons wil in die koninkryk van God wees met die stelsel van die wêreld. Hoeveel geleenthede het God al vir jou geskep in sy koninkryk om finansiëel welvarend te word, sodat jy die werk van die Here in sy koninkryk kan bou, nou maar jy het dit gemis. Ek is die eerste een wat voor julle staan en sê, hey, ek het baie gemis. Ek het baie geleenthede gemis. Maar dit is nie nodig dat ek het meer moet mis nie. Maar ek het nog steeds wysheid nodig om dit nie te mis nie. Sien, kom ons lees gou-gou. Kom ons lees. Wie van julle het al gehoor of gesê? Weet jy, toe ek in die wêreld was en nie my 10de gegee het, toe was ek finansiëel beter af gewees. Maar nou is ek in die kerk, nou gee ek my 10's, nou is ek arm. Ek hoor dit baie. Ek hoor dit baie. Kom aan. Matteus hoofstuk 19. Maak jou Bybel saam met my oop. Matteus hoofstuk 19. En jy moet nou maar die hele hoofstuk gaan lees af in die ryk jong man. Ek gaan net vir 2 verse vir ons uitlig. Maar Jesus het hulle aangekyk en vir hulle gesê,
By mense is dit onmoontlik. Maar by God is alle dinge moontlik. Kyk vir my. Vers 26. Matteus 19, ons lees van vers 26. Hoe is dit moontlik dat my finansies gaan vermeerder? Dis hoe ons dink. Want weet jy hoekom? Ons kyk na die situasies. Ons kyk na die omstandighede. Jy kyk na jou paycheck. Dis onmoontlik, pastoor, om op te bou na 3 maande se finansies sodat ek dit een kan sit. Daar's pastore wat vandag oud word. Hulle kan nie ophou om te bedien nie, want hulle het nie voorsiening gemaak vir hulle aftrede nie. Daar's 'n pastoor met die naam, ek weet nie, ek glo nie hy lewe meer nie, pastoor Frikkie Viljoen. En ek het hom gehoor bedien na in Pangeni, en so het hy gebedien oor die dooping in die Heilige Gees, en ek is in Leidenburg, en ek reël met oor Frikkie, hy moet by ons kom bedien, maar ek sê nooit vir iemand dat ek hom gaan betaal, of wat 'n bydrae gaan maak nie, weet jy, want die Here moet ons nou daai gedeelte doen. En ek het baie oor die land bedien. Daar's net iets, ek sal vir jou gesê, dis waar. En ek het nooit as 'n pastoor gesê, ons het nie geld nie, dan raak ek kwaad. Ek sê van wie het gepraat van geld? Maar ek het nog nooit in my hele bediening gaan uitbedien, behalwe wat pastore my besteel het nie. Wat hulle teruggehou het van die offer nie. Het ek met 'n rooi gesig weggegaan nie. Ek het altyd meer as genoeg. Sien, want dis die prediking wat ryk maak. Maar jy sien, nou sê Jesus vir hulle, jy sal nou hoor hoekom Jesus vir hulle gesê het. Maar by die mense is dit onmoontlik. Maar by God is dit nie onmoontlik nie. Maar jy sien, totdat die mense terugkom na die woord van die Here, na God te kyk wat God gesê het nie. Nou, vir my die lekkerste van die lekkerste analises, as toe die Here vir Moses sê daai vir daai Farao, nee, gaan sê vir daai Filistyn, sê vir hom, hey, ek is wie ek is. En totdat jy nie vir jou omstandighede kan sê, hey, my God is wie hy sê hy is, hy is my God. En hy is groter as die omstandighede, hy is groter as die situasie. Het jy 'n probleem? My God can do anything. My God can do anything. He made this earth and all its fullness, and all what time shall bring. My God can do anything. Amen. Nuwe wysie, maar julle ken die woorde. Jy sien, kind van die Here, wat is belangrik? Totdat jy nie uit die stelsel van die koninkryk van die duisternis uitkom nie, want daai koning het jou hele lewe lank belieg en het jou bedrieg en het jou besteel, het jou arm gehou. Nou kom jy in 'n nuwe koninkryk, in die koninkryk van God, waar alles vir jou moontlik is. Hy gaan jou nie besteel nie, hy gaan jou nie belieg nie, hy gaan jou nie arm hou nie, en hy kan nie, want sy woord het gesê, hy sal in elke behoefte van jou sal hy voorsien. So wanneer as jy nie op die punt in jou lewe kan kom, en vir jou omstandighede kan sê, hey, my God is bigger than you. Het jy 'n probleem? Arm, gaan jy arm bly. Ander ons gaan met vakansie, maar jy ry met Jan Thuis bly se karretjie. Gaan nie saam nie. Bly by die huis as jy geld nie.
Nou kom hierdie disippels. Dis ook as jy met die hele verhaal lees van die ryk jongman, ek gaan so later 'n stukkie boodskap bring nou, maar nou, ek wil net op daai 3 tekste, toe die disippels sê, maar wat die disippels? Maar Jesus het hulle aangekyk en vir hulle gesê, by mense is dit onmoontlik, maar by God is alle dinge moontlik. Daarop antwoord Petrus, luister mooi, ons wat gesê het, maar toe ons nog in die wêreld was, toe ons baie geld gehad, nou dat die kerk is nou arm. Daarop antwoord Petrus en sê vir hom, kyk, ons het alles verlaat en u gevolg. Wat sal daar dan vir ons wees? Wat is daar vir my in hierdie saak? As daar nie vir jou voordeel is, dan back jy af mos, nee. En nie julle nie, hy Bloemfontein ouens, nee. As daar nie vir jou 'n voordeel in is nie, as jy nie begin bevoordeel word nie, dan onttrek jy. Nou kom hier die disippels aan en Petrus antwoord en sê vir hom, maar wat sal daar dan vir ons wees? En Jesus sê vir hulle, voorwaar ek sê vir julle, dat julle wat my gevolg het, in die wedergeboorte, met ander woorde die nuwe generasie, wanneer die seun van die mens op sy heerlike troon gaan sit, julle ook op die 12 trone sal sit en die 12 stamme van Israel sal oordeel in vers 29. En elke een wat huise, elkeen van julle wat huise en broers en susters of vader of moeder of vrou of kinders of grond en wille van my naam verlaat het, sal, lees julle vir my verder? Hallo? 100 maal. Ander plek sê 100voudig. Hulle wat die koninkryk van die duisternis verlaat het, oorgekom het na die koninkryk van lig toe, né? Daar's altyd 'n prys wat jy gaan betaal. Partykeer moet jy moeder agterlaat, jy moet vader agterlaat, broer, suster, partykeer moet jy vrou ook agterlaat. Jy sien, toe ek tot wedergeboorte gekom het, ek praat mos nou van die wedergeboorte, nee. Toe hierdie man wat vandag met julle praat, toe hy tot wedergeboorte gekom het, toe is hy vrot van die skuld. As jy wil roem in jou skuld, sê Paulus, luister na my getuie, ek luister na Gerrie se getuies, hy's vrot van die skuld gewees. Daar's nie 'n ander woord nie, vrot van die skuld. En nou kom ek tot wedergeboorte, vrot van die skuld. As ou met my gepraat het oor 1 maand in die bank, sê hey, nie daai dinge praat as die bankbestuurder dit hoor, gaan hy geld kom haal. Hy is vrot van die skuld, want die geld uit sal kom. Praat nie oor daai goeders nie. Maar jy sien, kind van die Here, ek kan staan op God se woord. Na ek tot wedergeboorte gekom het, daar sit Letty, sy sal getuig daarvan, ek het by jou huis gesin, ek het hulle ingeloop, man, daar's net nommer 1 gewees in die huis gesin, dis ek gewees. Hulle het skade gelei, hulle het nie honger gelei nie, hulle het skade gelei. Want ek is nommer 1, ek is die mynpie dat alles gaan oor my. Die meeste finansies word op my gespandeer. Hoe het ek het gedoen? Motorkarre gekoop.
Jy sien, 'n kind van die Here, maar toe kom ek tot wedergeboorte, en toe kom die roeping van bediening. Nou, hoe kan jy Bybelskool toe gaan? En jy sprot van die skuld, wie gaan die skuld betaal? Wie gaan na die vrou en die 2 kinders kyk? Ek wil hê jy moet hoor volgende. Daar moet 'n klem verskuif, daar moet 'n verskuiwing kom uit die koninkryk van duisternis en die koninkryk van God finansiëel. Kan jy toe die roeping kry na wedergeboorte, sê God help my om uit hierdie gemors uit te kom. Van die roeping totdat ek voor die uitvoerende raad sit van die volle evangelie kerk vir toelating tot die bediening. 3 jaar, George, toe maak God my skuld vry. Ek moes elke skuldeisser, elke sent betaal. As niemand wat kan sê, Gerrie Brewer het hulle nie betaal nie, ek moes hulle betaal. En ek sit voor daai ringkoppe, die moderator, die sekretaris-generaal en al daai deputies in die Kies College. Nou sit ek in Dok Verster, hy's oorlede. Ek het van hy was die hoof van die Bybelskool gewees, afstandsstudie. Ek het net gestudeer van hom af. En ek sit, en hierdie man begin nou met my te praat oor finansies. Ek wil hê jy moet luister. George, you need to listen. Kameraman, jy moet luister. Elkeen wat na my kyk, of na hierdie boodskap hoor, moet luister. Vir die voltydse bediening. En ek sit voor daardie ouens Annelies, en hierdie man begin my te peper met vrae. Hoe gaan jy finansiëel lewe as ons jou toelaat tot die bediening? Want op daardie stadium vir toelating tot bediening is die kerk die hoofkantoor, die denominasie as aan jou niks verskuldig nie. Dit is 'n geloofsaak. Hoe gaan jy lewe? Want jy toe ek gewerk het op die spoorweg of spoornet of wat ook nette, toe het hulle my betaal want ek het 'n diens gelewer daar en hulle het my betaal. Maar nou sê hy vir my, hoe gaan jy finansiëel lewe? En ek sê vir hom hierdie ding, ek sê vir hom, pastoor, maar God gaan vir my onderneem. En hierdie man sê hierdie ding, Kali, julle almal sê dit, en dan hou julle net 1 jaar, 2 jaar in die bediening, en dan is julle weg. Want jy moet verstaan, daar's gemeentes, en maak nie saak wat 'n denominasie dit is, of organisasie dit is, hulle is arm, ou vriend. Hulle is broodarm. Maar hierdie pastoor, Dok Verster, deur die jare, het hy hulle gesien kom, en hy het hulle gesien gaan. Okay? Maar ek hou aan, ek staan, ek sê van pastoor, die Here gaan vir my onderneem. Sien, hy verstaan nie, in 3 jaar se tyd, hoe God my skuld uitgehaal het nie. Ek is 'n nuwe generasie. I'm born again. I need him to know what I know. Maar hierdie man het so gehamer op hoe gaan jy lewe? Nou die moderator, op daardie stadium was dit Dr. Lemmert Du Plessis gewees.
Dan is die okay dok, ons het nou die boodskap. Laat die moderator toe nou hierdie man stil maak, en hy peper my, hoe gaan jy? Hoe gaan jy? Hoe gaan jy? Hoe gaan jy? Want, jy sien, in 'n mate wou hy my beskerm. Want hy het gesien hoeveel ouens wat hulle sekulêre lewe opgee, dan kom hulle bediening toe, en na 2-3 jaar is hulle nie meer in die bediening nie, want daar is die finansies nie. En dis hoekom, ek kan nie die evangelie verkondig sonder finansies nie. Die evangelie is verniet, maar ek het finansies nodig. Maar u het ook finansies nodig. Daar's geen mens wat die finansies nodig het nie. Ek kan doen met 1 miljoen. Maar jy sien, kind van die Here, hierdie man, vir hom is dit, die pastore wil, ek praat van pastore, wil voltyds bediening toe gaan, hulle sekulêre lewe los. Jy sien, want eindelik, sê die Bybel sê die woord van God, sê, as jy betrokke is in die evangelie, moet jy van die evangelie lewe, jy moet nie van die sekulêre lewe nie. Ja, maar wat het Paulus gedoen? Paulus het bely in die einde van sy lewe, hoor. Maar Paulus het nie nagelaat om finansies te preek nie. En na 'n paar jaar in die bediening, nie baie lank in die voltydse bediening nie, toe vry dieselfde pastoor, wat vir sê, maar hoe gaan jy, julle almal sê, toe wil hy by my kom preek. Pastoor Frikkie Viljoen, dat ek die storie daar vertel. Ek is in Lydenburg vol die evangelie kerk, en ek nooi hom om daar te kom bedien. Maar ek sê nie vir hom iets van 'n vergoeding nie. En hy bel my so 2 weke voor die tyd, en hy vra vir my, Pastoor Gerry, nou, hoe gaan jy vir my, wat 'n bedrag? Ek sê vir hom, oom Frikkie, ek kan nie vir jou sê nie. En hierdie man maak iets openbaar, wat my tot vandag toe in die hart. Hy sê, pastoor, jy verstaan nie. Dit kos my geld om by jou te kom nie. Hy sê, ek het vir hoeveel predikers gaan bedien. Dan tippel my of hulle gee my geen vergoeding nie. Hy sê, pastoor, ek moet ook lewe, ek moet vir die evangelie lewe. En ek sê vir hom hierdie ding, ek sê vir hom, Pastoor Frikkie, kom ek sê jou vandag, ek kan jou nie sê nie, maar ek weet een ding, God gaan vir jou onderneem. Ek sê, maar dis jou keuse of jy wil kom of jy nie wil kom nie. En hy sê vir my, maar ek gaan kom. En Pastoor Frikkie bedien. Jy moet nou op daai stadium is daai gemeente arm. Ek is nie lang daar gewees nie, ek bedoel, maar Pastoor Frikkie bedien. En toe die diensreeks verby is, toe tel ons die offergawe bymekaar en ek gee vir hom die offergawe. 'n traan in daai man se oë kom. En ek tel 'n 10 af en ek gee dit vir my dogter aan, sy sê, Jesus, my 10 is vir jou. God is niemand se skuldenaar nie. Maar ek en jy moet verstaan, ons is in 'n ander koninkryk nou. En in God se koninkryk is daar ander wette wat werk. En solank jy nog met die wette van die koninkryk van die duisternis gaan werk, sal vrees jou altyd beheer. Dink aan die vrees sal jou omstandighede, sal Satan gebruik om jou te beheer met vrees.
En wanneer jy begin vrees, sê die Bybel, dit wat jy vrees, dit sal oor jou kom. Nou begin jy te vrees en jy begin woorde te spreek. En nou eet jy die vrug van jou woorde. Nou wil jy God beskuldig. Maar jy laat jou nie in waarheid heilig nie. Jy laat jou nie in waarheid heilig nie. Ja, pastoor, my man, of my vrou, of sorry ouens, die reëls van God se woord werk vir die man en die vrou. Hy werk vir die wedergeborenes. My kleindogter, Christen is haar naam. Chrissy het gister verjaar. Toe sy hele 17 jaar oud. En ek en Letty bel haar met haar verjaarsdag. Ek sê, Chrissy, my mooiste kleindogter, sy sê, oupa, sê dit net vir die ander twee ook hoor. Sê dit net vir Daniel ook, sy moet weet, ek is die mooiste. Ook vir Gabby, want hulle sê, Gabby is sy is Gabriel, sy het my naam. Hulle sê, nee, sy is oupa se softspot. Maar ek het nie so, hulle is al drie vir my. Is my kleinkinders. Sy sê, oupa, ek is 17 jaar oud. Sy sê, ek kan seker 17.000 rand kry. Ek lag vir haar, ek sê, jy moet dit vir jou pa vra. Oupa sal vir jou kleingeld stuur, hoor. Maar ek het klaar die bedrag in my hart. Oupa gaan vir jou, ek sê vir het kleingeld. En ek betaal, ek sê stuur vir my jou bankrekeningnommer, maar hy is op my, maar sy stuur hom weer vir my. En ek betaal vir haar 1.000 rand oor vir haar birthday. Ek weet julle sal like om my kleinkinders te wees, maar julle... Sy stuur vir my boos, oupa, ja, dis baie klein geld. Jy moet kinders leer, jou kinders leer. Moenie dat getalle jou denke beperk nie. Is sy dit werd? Sy 17.000 rand werd. Sy klaar nou enige keer, sy moet 16 by haar pa kry. Kind van die Here, wat wil ek jou vandag sê? Jesus sê, 100voudig. Nou, hoekom settel ons vir die tweede beste? Maar jy moet nou hoor wat ek vir jou sê, jy moet kyk na Petrus se vraag. As jy ons het alles verlaat, ter wille van die koninkryk. Jy bepaal jou 100voudig. Jy bepaal jou 100voudig. As jy niks in die koninkryk insit nie, as jy 100voudig, ek het julle al vertel toe ek op skool was, en ek was nie op 'n goeie plek gewees in my lewe en skrywe 'n rekenkundige toets, en ek was goed gewees met die rekenkunde, ek kan somme maak, nou nog, ek kan somme maak. En ek dop daai toets, ek tel uit 50 uit, en ek kry 'n 0, uit 50, 0, dis 'n skande man, hè? Maar ek was nie daar gewees, iemand anders is daar, dus toe geef my net 'n 0. Toe sê die meneer, nou goed, maal hom nou met 2, so jy kan kyk hoeveel kry jy, 100 uit, nou, toe kry ek dubbel 0. Sien kind van die Here, wat wil ek jou vandag sê? Dit wat jy insit, dit gaan met 100voudig, of 100voudig, of 100 maal gaan jy meer ontvang. Daarom
moet jou denke vernuwe word. Jy moet verstaan hoe werk God se koninkryk. Hy werk nie dieselfde as die koninkryk van die wêreld nie. Die koninkryk van die wêreld gaan jou arm hou, hulle gaan vir jou lieg, hulle gaan jou bedrieg, hulle gaan jou besteel, hulle gaan jou vermoor. Maar die koninkryk van God, 100voudige, hè? Weet julle wat sien ek hier voor my? Dis my broers en my susters. Julle is my broers, julle is my susters. Ja, ek het dit gekry. Hoekom? Ek het opgegee. Ek aanvaar jou nie as vanselfsprekend nie, man. Jesus sê 100voudig. Maar ek en jy moet verstaan. Jy moet verstaan die woord van God. Heilig hulle in u waarheid. U woord is die waarheid. Jou opinie, jou emosionele uitbarstings gaan niks bydra. Here help hulle nie, 100voudige emosionele uitbarsting. Nee, dit oes nie. Kind van die Here, ek wil jou in hierdie dag vir jou bemoedig, man. Ek wil vir jou vandag in hierdie sê, as jy in die waarheid, die woord, God se gees, die gees van waarheid, toe hy kom woning maak het in my, toe maak hy George, toe maak hy sy teenwoordigheid, hy is wie hy sê hy is. More than enough. Toe kom God Heilige Gees, die gees van waarheid, en hy staan by my, en hy bring waarheid in my gees op, ouens. Nou ontvang ek 100voudig. Dis hoekom ek sê, ek is nie 'n 30, ek is nie 'n 60voudige ou, ek soek 100voudig. Hoekom? Want die woord sê, hoe jy saai, gaan jy maai. Ek soek 100voudige oes. En kind van God, as ek en jy op daai punt kan kom, wat ons verstaan, ons is in hierdie wêreld, maar die stelsel, het julle gesien die afgelope tyd, hoe die politikuste geveg het? Het julle gesien wie saam in die bed geklim het? Kan ek bietjie miswillig wees? Het julle gesien wie saam, wat die twee politieke partye saam in die bed geklim? Hulle haat mekaar met 'n passie. Die EFF en die DA. Hulle saam hof toe. Beklei hulle oor 'n halwe, want dis die armes. God moet hulle help. Jy sien, maar dis 'n wêreldse stelsel, is 'n wêreldse koninkryk. Hy behoort aan die duiwel. Sê nee, pas jy kan nie dit sê nie. Ek sê dit nie, die Bybel sê dit. Want die koninkryk, as hulle in die koninkryk van God was, nou sou hier die land anders te gelyk het. Amen. Sien maar, ek en jy is in die koninkryk van God. En ek en jy moet daaraan beweeg, ook finansiëel. The more than enough. Moet jou deel word. Meer as genoeg. Nou my behoeftes en jou behoeftes verskil. Maar ek het hierdie ding geleer, Kali, don't use people. Bless people. So, the harvest will come. Die oes sal kom. Maar jy sien, is 'n vernuwing van denke, openbaring. Die gees van waarheid moet die woord lewend maak in jou. Hoe sou jy like om jou eie besigheid te hê? Ek praat van 'n besigheid. Ek praat van dan moet jy net luister. Ek weet wat jy het. En ek ken jou mos. Ek praat van jou eie besigheid.
waar jy jou eie PA kan hê. Jy sien, kind van God, you and I need to understand truth, the kingdom, the word of the kingdom of God. Dis wat ek en jy openbaring moet kry. Kom, kind van God. Ek wil jou bemoedig vandag, ek is klaar. Onthou, jy is nie meer in die koninkryk van duisternis. Jy werk nie meer met hulle systeem, jy werk met 100voudig. 30, 60, 100, dis jou rente, dis jou oes. Maar onthou net, daar kan net 100voudig 30, 60 wees as jy gesaai het. En as jy ooit gesê het, Here, nou dat ek in die kerk is, nou dat ek my tiendes gee, Here, nou dat ek verarm, bely dit. Kry dit onder die bloed. Cancel that words. So Here, in u koninkryk is ek 'n koning en 'n koning is iemand met rykdom. But you are the King of kings, and the kings will honor the King of kings. Amen. Maak 'n sin, kyk. Ek is klaar.